Hierdie program word geborg deur DigiCards. Dankie vir nog 'n saamkuier op alles wat mooi is. Ek sit op 'n Saterdagoggend in die Gereformeerde Kerk van George en saam met my is die wonderlike, lieflike Liddy de Waal. Baie welkom. Dankie Petronella. Is jy lief vir die tuinroete, Liddy? Ek is. Het jy ooit hier gewoon? Jy het naby gewoon op 'n stadium. Ek het op Oudtshoorn gewoon. Sal jy sê dis waar jou kindspad begin het? Nee, lank voor dit op Appington. Vertel 'n bietjie meer van my toe. Appington, nee? Vertel, wanneer was jy dan in Appington? Ek het nog nie dit gehoor nie. Ek het op Appington gebly vir 8 jaar. My kinders is daar gebore. En toe het ek daar begin werk met klei. So Het iemand jou geleer of was dit net 'n belangstelling wat jy gehad het? Ek het van jongs af gevoel ek wil met klei werk eendag. Toe het ek skool gehou vir 8 jaar en toe het ek vir my oond gekoop in 'n wiel. Maar ek het eers sulke verlapjes potte gemaak. Potte wat soos ek lyk. en toe het ek die beelde begin doen. Okay. En toe het 'n firma op Knysna begin om my beelde aan te koop. Wat hulle uitgevoer het ons Oudtshoorn toe getrek. Het jy Oudtshoorn toe getrek in 'n mate vir die beelde wat in huis is? Om nou dit te wees. Hoekom toe nou nie Knysna toe nie? Oudtshoorn is meer oper. Ek is self gewoond in die Karoo oopheid van die Karoo. Want jy het Ja. Vryseburg groot geword. Ja, Ekskuus. ja. Ja, okay. Ja. En dit was lekker jare? My grootword In Oudtshoorn? Oudtshoorn. Ag jy weet mos hoe dit is. Jy moet kraam en kinders grootmaak en Ek weet nie hoe dit is in die nie. broodwinner wen. Maar dit Moet weet jy ek, ja, weet. ek het nou nie daai deel, maar ek weet van brood, ek ken van die brood, die brode werk met jou Ja. kinders ja, nee, ja. As ek met katte kinders nou kon, dan was dit nou dieselfde ding vir Ja. my. En na Oudtshoorn het dit oorgeskuif op 'n stadium Kaap, toe jy was 'n paar jaar in Oudtshoorn. Ek was 16 jaar daar. Dis 'n lang tyd. Ja, ja. En aangegaan met die beelde. Vir 'n ruk, ja. Toe ek geskei is, aanvanklik was die beelde soos kraft en ek het 'n fabriek gehad. En toe ek geskei is, het ek nou one-off goeders begin maak. En toe ek nou net regtig dink, nou is ek goed met die beelde, toe hou ek op daarmee, toe begin verf ek. En niemand, wanneer het hy op jou pad gekom? Ek bedoel, hy was 'n groot invloed op jou om te skilder, nie waar nie? Ja, ek het net betyds Net op my betyds. pad. En hy is nog steeds hier, so wonderlike, wonderlike man. Ek weet nou nie eers hoe lang, dit is seker nou 10 jaar terug, wat ek met hom, hy het eintlik van my beelde gekoop en ek het dit gaan aflaai daar. En Dis dan in onrus waar hy is, nee? in onrus. Okay, ja. En toe, ja, dit was in my rolbosjare daar, so ek het hier gebly en daar gebly en oral, eintlik vandag nog. En toe het ek, ja, om een of ander weird rede begin verf. En ja, dit is 'n makliker kunsvorm om te verf as die beelde. Ek maak nou nog beelde wat vir my baie lekker is, maar die verf is net makliker en meer onmiddellik as die Goue proses. Ja. En sal jy sê die boeke het saam met die verf ontwikkel? Die skryfkuns. Ja, dis seker. In daai selfde tyd eintlik wat ek vir Henny leer ken, 10, 12 jaar terug wat ek begin skryf het en toe het ek nog net beelde gemaak en ek het gesien as ek 'n uitstalling hou en ek skryf iets saam met die beelde, dan het dit 'n groot impak. Ja. En jy skryf soos jy dink, want vandag het jy 'n baie groot sosiale media following, as jy Ja. die Engels sal verskoon. Ja. En ek weet, mense is getrou om eers 'n ding in die oggend te gaan kyk, wat het Liddy vanoggend geskryf? Jy skryf uit jou hart uit soos jy voel. Is ek reg as ek dit so opsom? Ja, ek doen, ek loop eintlik te veel met my hart op my mou, dink ek. Maar dit is terapie vir my. Jy Is dit weet, okay? dit is vir jare altyd vir my. En ek kan nie skryf oor goed wat ek nie aan my lyf gevoel het nie, of my kan indink
hoe dit sou moes wees vir iemand om deur iets te gaan en dan kan ek daaroor skryf. Jy is definitief emphatic met ander mense. En die pad saam met ander kunstenaars, ek en jy doen 'n vertoning saam. Ek bedoel, ons het meer as een al gedoen en ons speel Saterdag wat kom, die 1 Augustus by die Boer in Durbanville met vrouste. Ons kom terug ook van Namibia af nou onlangs. Liddy het dit oorleef saam met my, net. Ons sal nie te veel daaroor sê nie, maar dit was heerlik, nonetheless. Die pad met ander kunstenaars, het dit toevallig gekom of het jy dit gaan soek? Want ek bedoel, daar was Lizanne Barnard, het al saam met Valley en saam met Lise Beekman gewerk. Die eerste wat ek gedoen het was by die Woordfees het ons ek nou in 'n hotelletjie daar in Dorpsstraat uitstalling gehad met my en toe dog ek, okay, as ek 'n bekende kunstenaar vra om saam met my iets te doen, behoort dit dalk te help. En dit het onmiddellik. Het jy saam met Valiant gewerk of het jy? Ja, dit was Lise en Valiant en Johan, ek vergeet nou sy naam, maar hy het by RSG gewerk, wat die voorlesings gedoen het. En dit het gewerk om ons, ek weet nie of dit hulle is en of dit my goedheid is wat die kombinasie, die kombinasie van maar krag, ja, maar in daai tyd net bietjie voor dit was dit iets social media begin eintlik. En ek het nog 'n BlackBerrytjie gehad en dan het ek so ietsies begin skryf saam met my beelde. Ja, so dit is seker 12, 13 jaar wat ek dit doen. So. Maar ons is mal daaroor dat jy ietsie skryf. Hou maar aan om ietsie te skryf. Dit is baie meer as ietsies. Hulle is pragtig en dankie vir al die inspirasie wat jy nou almal se dag toe bring. Ek weet mense voel partykeer of mense met jou mou op jou hart, ek verstaan dit. Ek van kleins af is iemand wat... Is dit nie jou hart op jou mou nie? Ag man, het ek nou, hoe het ek het nou gesê, is vroeg in die dag. Jou mou op jou hart loop, ja. Dis hoe kom sy in my lewe is. So help net nie my reg nie. Ons maak reg om 'n vertoning te doen, so ons kan nou baie lank gesels verder nie. Maar ek weet, mense inspireer ander mense ook. Deur eerlik te wees oor wat dit is wat jy voel, help jy ander mense. En ek bedoel, eerlikheid in 'n wêreld waar ons vandag is iets wat mense baie nodig het. Ek wil vir jou net dankie sê vir dit, want Liddy, dit vat dapperheid om te sê 'n ding hoe dit is en om nie doekies om te dra nie. En as jy op die koop toe 'n digterlike siel is wat dit so mooi kan skryf, soos wat jy dit doen, dan maak jy die wêreld 'n beter plek. And you do. Baie dankie, hoor. Jy doen dit daarom ook, hoor. Daarom, sy is daarom nog lief vir my nonna. Ons kuier hopeloos te min met Liddy de Waal, maar as jy 'n kans kry om saam met haar te gaan gesels op social media, op Facebook of om 'n vertoning by te woon saam met wie ook al se werk, hopelik saam met my, dan moet jy dit doen, want sy doen alles wat mooi is. Dankie Liddy. Dankie Pieter. Ja.